Met die 7de demokratiese verkiesing om die draai, is baie van ons miskien nog steeds nie heeltemal seker wat ons stembriewe behels nie. Gelukkig is Karen Ann Nel hier. Sy is 'n joernalis met meer as 18 jaar ondervinding in die mediabedryf en verduidelik vir ons presies wat die verskil tussen 'n provinsiale en 'n nasionale stem is. Karen Ann, baie welkom, is altyd lekker om jou te sien. Baie dankie Minkie, is lekker om hier te wees. Karen Ann, so hierdie jaar gaan jy by jou stembus 3 verskillende stembriewe kry. Wat is die verskil tussen die 3? Ja, anders as vorige jare is daar inderdaad 3 stembriewe. En die groot rede hiervoor is omdat onafhanklike kandidaate vir die eerste keer aan 'n verkiesing kan deelneem. So dit is 'n klein bietjie meer ingewikkeld, maar ons gaan gou vinnig daardeur gaan. So jou heel eerste stembrief is nog steeds jou nasionale stembrief. So dit beteken die 200 setels wat jy in die parlement gaan kry van die nasionale partye. So daai is net politieke partye wie se name op daai eerste stembrief gaan wees, okay? Dan jou tweede stembrief is 'n politieke partye sowel as onafhanklike kandidaate. Dit is vir die ander 200 setels in die parlement. So saam is daar 400 setels, so dis hoe die twee dan opgesplit word. En dan jou derde stembrief is dan vir jou provinsiale stembrief. So daar stem jy vir jou wetgewer in die provinsie waar jy bly. Dan op jou provinsiale stembrief kan die onafhanklike kandidaate se name kan ook daarop verskyn. So hulle kan op twee van die stembriewe verskyn, maar nie op die nasionale stembrief nie. So natuurlik stem ons dan nou hierdie jaar op nasionale vlak en provinsiale vlak. So wat beteken jou nasionale stem en jou provinsiale stem? Dit is eintlik baie eenvoudig. So jou nasionale stem beteken jy stem vir die party wat jy wil hê op nasionale vlak moet regeer, soos in hierdie geval die ANC. Vir jou provinsiale stem het jy dan die keuse om nog steeds vir dieselfde party te stem, of jy kan vir 'n ander party stem wat jy wil hê jou provinsie moet regeer. In die Weskaap byvoorbeeld is die DA aan bewind, waar hulle die provinsie regeer, maar op nasionale vlak is dit natuurlik nog steeds die ANC. So daar is 'n verskil en jy weet, kiesers kan besluit of hulle vir een party wil stem op al 3 stembriewe of hulle stemme wil opverdeel. Moet jy vir dieselfde party op elke stembrief stem? Nee, Minkie, onthou jou stem is altyd jou geheim, so jy kan doen wat jy wil en jy kan stem soos hoe jy goed dink. Maar nee, jy hoef glad nie vir dieselfde party te stem nie. Dit is totaal al jou persoonlike besluit. Ja, mense stem dikwels vir dieselfde party op al 3 stembriewe of in die verlede op al 2 stembriewe, maar dit keer jou glad nie om ook vir verskillende partye te stem nie. Dis aan die einde van die dag nog steeds jou besluit. Jy kan stem soos wat jy goed dink, solank as wat jy net 'n ingeligte besluit maak oor die party vir wie jy stem. En solank jy daai kruisie trek. En solank jy opdaag en daai kruisie gaan trek. Karen Ann, baie dankie. Baie dankie, Minkie.